Kobus, hy's nou nie hier net van Dawie sê baie dankie vir die geleentheid. Om net vir julle te kan staan vanoggend en met julle te kan deel. En ek wil nie vir julle preek nie, ek wil net vir julle goedjies uit my lewe en uit my hart uit met julle deel. En wat my opgewonde maak is, soos wat Dawie gepraat het, en soos wat die dinge loop, weet ek in my hart, God is besig om 'n prentjie in te kleur. En ek glo dat by die einde van vanaand, as ons by vanaand kom, dat daar soveel goed vir ons gaan sin maak. Dat het goed vir my gedrop, as Dawie praat, en dan sê ek, Here, maar ek sal klaar, my kop is hier en hier en hier, en die goed het net so mooi by mekaar gekom. So, ek is baie opgewonde om hierdie goed met julle te deel, en ek vertrou hierdie Gees, dat die Here hierdie goed in ons harte gaan lewendig maak. Maar kom ons net saam bid. Here, ons gee hierdie tyd vir U. Ons as manne is oop om te ontvang. Here, soveel keer as manne staan ons voor U, Here, en ons weet nie hoe om te ontvang nie, want oral waar ons is en oral wat ons doen, moet ons gee, ons moet voorsien, ons moet die broodwinner wees, ons moet die antwoorde hê, Here. En ons het nie altyd al die antwoorde nie, maar vanoggend, Here, wil ons by U kom sit en ons wil vra dat U deur die Gees met ons sal praat. Dat U deur die Gees, deur U woord, Here. Ek vra dat U my sal stil maak sodat U woord kan praat. Ek stel nie belang in wat ek sê nie, Here, en ek glo die manne stel nie belang in wat ek sê nie, en ek wil hê dat hulle nie minder kan belangstel in wat ek sê nie, Here, maar ek vra dat U woord sal praat. Dat die woord tot ons harte sal praat en dat dit so sal praat, Here, dat ons geensins dit sal kan betwyfel nie, maar Here, dat die prentjie so duidelik sal wees. Dat wanneer U gepraat het, Here, ons as manne die courage sal hê, die vermoë sal hê om op te staan en te sê, Here, soos wat U gesê het, laat dit so wees. Maria het dit gesê toe U met haar gepraat het, sy het gesê, Lord, let it be to me according to your word. En dis wat ek vra, Here, dat U woord sal praat, dat ons die vermoë sal hê om dit te kan hoor, te ontvang, en wanneer ons dit ontvang het, Here, laat ons nie net dit daar sal laat gaan, Here, maar dat ons sal opstaan en sê, Here, dit wat U gesê het, laat dit so wees. Gee ons daai eerste tree, wys ons wat om te doen, Here, maar meer as dit, gee ons daai guts as manne om dit te doen in Jesus se naam. Amen. Amen. En amen. Maar 'n groot voorreg, ek weet, meeste van julle nie, maar van julle is miskien dubbel my ouderdom. So dis 'n groot voorreg vir my om voor julle te staan, maar ek weet net, en ek het dit van jongs af gesien, dat ouderdom niks met dit te doen het nie. En ek is net dankbaar dat ek vanoggend voor julle kan staan en met julle hierdie waarheid deel. En miskien as ek begin, baie van ons het miskien gevoel, want Dawie begin iets sê of 'n storie, en ons kan 'n storie klaarmaak. Ek gaan hierdie ding begin lees, en dan gaan julle almal hom kan klaarmaak. Maar toe ek hierdie gelees het God vir my net iets anders en iets nuuts oopgemaak, en ek wil hê, dat wanneer ons dit begin, laat toe dat die Here met jou praat. Moenie sê, ek het hierdie al gehoor nie. Miskien het jy dit al gehoor. Jy het definitief die gedeelte uit die Bybel al gehoor. Maar ek glo dat God vandag iets anders wil sê met dit wat hy al baie keer vir jou gesê het. En Dawie het vanoggend genoem Psalm 23. Nou hoor mooi wat sê hy. Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hy sê, die Here is my herder. Weet julle wat hoor ek as Dawid dit sê? Hy sê eintlik, my vertaling sê hy sê, die Here is my alles, ek kom niks kort nie. Hy sê eintlik dat alles wat hy nodig het in die Here is. Hy sê eintlik dat as hy die Here het, dan het hy alles. Hy sê eintlik dat terwyl die Here in my lewe is, al voel ek het tekort, het ek meer as genoeg, want die Here is meer as genoeg vir my. En ons as manne moet daai ding begin vat om te verstaan, soveel keer wil die duiwel hê ons moet kyk na ons tekorte. Hy sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Wat beteken, en die Bybel praat van Jesus as die goeie herder. Reg? Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. As ek die Here volg as my herder, dan kom ek niks kort nie, manne, al voel ek baie keer ek kort iets. Die duiwel lieg vir ons, en ek wil hê julle moet hierdie mooi hoor.
Hy lieg vir ons deur vir ons te sê dat ons iets kort. Hoor julle wat ek sê? Hy lieg vir ons om vir ons te sê, wat is die vers wat ons nou in Galasiërs 4:7 gehad het? Hy sê, okay, as ons dan nou nie meer slawe is nie, maar seuns is ons dan nie meer erfgename in Christus Jesus nie? Daai vers sê dat ons niks kort nie. Maar die duiwel kom en hy laat ons sien alles wat ons kort, sodat ons oë nie op die herder is nie. Want as ons oë nie op die herder is nie en ons kyk na wat ons kort. Luister wat sê hy. Hy sê, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is en hy gee my nuwe krag. Ek wil hê julle moet hierdie ding hoor. En ek sê dit vir julle want ek weet die Here het dit vir my gesê. Omdat ons oë as manne is op dit wat ons kort, laat ons toe dat die duiwel ons rus steel, ons vrede steel en ons krag steel. Hoor julle dit? Hy sê hy bring my by die plek van rus, hy bring my by die plek van vrede, hy bring my by die plek van krag. Ons as manne is baie keer rusteloos en ons is moeg. Ons klim in die bed en ons rol rond, ons het geen vrede nie. En ons voel kragteloos. Oom Dawie vertel my gisterand 'n storie en hy gebruik die woord geknip. Baie van ons manne voel geknip en ek wil nie daai storie gebruik nie, maar dis wat ek bedoel en wat ek hoor as ek sê kragteloos. Ons is manne, maar ons kan nie doen wat manne moet doen nie. En ons weet eintlik wat God sê, maar ons is so deurmekaar dat ons nie eintlik kan doen wat hy vir ons sê om te doen nie. So ons weet wat die regte ding, maar ons weet nie hoe om dit te doen nie. Ons is rusteloos, ons het nie vrede in onsself nie. Hoekom? Want ons hardloop agter dit wat ons kort. Wanneer Dawid net gesê het, as die Here my herder is, dan kort ek niks. Hoor julle dit? As jy na jouself kyk, mense, wil die duiwel jou minderwaardig laat voel om te sê jy kort iets. Jy het nie dit wat oom Dawie het nie, jy het nie dit wat oom Kobus het nie. Kan ek vir jou sê, jy moet nie hê wat oom Dawie het nie. Jy moet nie hê wat ek het nie, moet nie hê wat oom Kobus het nie. Jy moet hê wat jy moet hê. Want jy is jy en as jy nie jy is nie, dan wie gaan jy wees? God het jou geroep vir 'n plan. God het jou geroep vir 'n droom wat hy het en hy sê ek is jou herder en die tafel wat ek vir jou voorberei het is rus, vrede en krag. So kom daai vers in die Bybel wat sê kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. Dink mooi daaroor. As ek vir jou moet sê kom na my toe, wat sê ek eintlik vir jou? Ek sê eintlik vir jou jy is nie by my nie. Hoor julle? So ons is moeg en ons is oorlaai want ons is nie eintlik by die herder nie. Hoor julle wat ek sê? En dan sê ons vir die Here, Here, maar ons is moeg. Here, ons weet nie wat se kant toe nie. Dan sê hy, jy hoef nie te weet wat se kant toe nie, jy hoef net te weet ek is die herder en in my is alles. As jy wil wonder wat jy dink jy kort, gaan luister na dit wat jy bid. Luister na dit wat jy vir die Here vra wanneer jy bid. En dan sal jy vinnig weet wat jy dink. Jy as 'n man kort om 'n man te wees wanneer God sê alles wat jy nodig het is alreeds in jou. Is ons op dieselfde bladsy? Hoor julle wat ek sê? Dawid, wat ook nonsens aangevang het, sê die Here is my herder, die Here is my alles. En terwyl die Here my alles is, kom ek niks kort nie. Wanneer die Here my herder is, selfs al is daar goed wat my rus moet steel, dan het ek rus en ek word nie moeg nie. Ek kan hardloop en ek word nie moeg nie. As die Here my herder is, en dan kom goed wat my wil knip en wil sê, ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie maak nie. Ek weet hoe werk ons manne. Ons kyk na mekaar en ons size mekaar baie vinnig op. Stem julle saam met my? En ek wil weet myne is beter as joune. Maar die waarheid is, joune is ook beter as myne. Want ons kan nie dit met mekaar vergelyk nie. Want jy is jy en ek is ek. En die tafel wat vir ons voorberei is nie dieselfde tafel nie. Hoeveel van ons en wat doen ons, tot wat se extent gaan ons, waar ons rus, ons vrede en ons krag verruil, manne? Dit gaan inhandig, omdat ons nie gaan sê, die Here is my herder. Ja, ek dink ek kort al hierdie goed, ja, die is 'n tekort, maar ek gaan liewer na die bron toe, eerder as wat ek vir myself sê, wat tekort. Want daai tekort en daai nood, dryf ons manne na die plek toe,
dat ons agtergoed aanhardloop wat ons nooit moes agteraan gehardloop het nie. Maak dit sin? En omdat ons hardloop, raak ons moeg. En God sê, ek het nooit vir jou gevra om te hardloop nie, ek het net vir jou gevra, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. En as die Here sê, kom na my toe, dan beteken dit, hy sê eintlik, jy's moeg en jy's oorlaai, want jy is nie hier nie. Ek is die herder. Ek is die een wat moet sorg dat jy rus kry. Ek is die een wat moet sorg dat jy vrede het. Ek is die een wat vir jou sal voorsien. Maar kom na my toe. Dan sê hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Ek wil vir julle sê, ouens, as die Bybel sê, en as hy sê, hy lei my, moet ons verstaan dat God reeds op die plek is waarna toe hy jou roep. Wat beteken dat, as hy vir jou sê om iets te doen, is hy klaar by die plek wat hy vir jou gesê het om te doen. So daar's niks wat vir God 'n verrassing kan wees nie. En hy weet dat hy jou roep na die plek van rus toe. Hy weet dat hy jou roep na die plek van vrede toe. Hy weet dat hy jou roep na die plek van krag toe, want hy weet wat hy vir jou instoor het. Hy ken die tafel wat hy vir jou gedek het. Manne, jou tafel is klaar vir jou gedek en die herder lei jou na daai tafel toe. En jou tafel lyk nie soos myne nie, maar dit moet nie soos myne lyk nie. Dit baie keer in die kerk, oom Dawie, dan sê mense, hier is wat die Here vir my gedoen het, maar dit wat hy vir my gedoen het, mense, kan hy vir jou doen. Ek stem nie met daai saam nie. Want ek wil nie hê die Here moet vir my doen wat hy vir jou gedoen het met oom Dawie. Want ek is nie oom Dawie nie. Dit wat die Here vir my moet doen, moet tailor-made wees vir my. Dit moet my pakkie wees wat my naam op het. Dit moet nie Dawie se pakkie wees wat ek nou maar net kry omdat Dawie nie alles opgebruik het nie. My pakkie is my pakkie. Is gedispatch vir my. My tafel is vir my gedek. My tafel lyk nie soos jou tafel nie en hy moenie soos jou tafel lyk nie. Maar ek gaan nie gaan kyk om 'n tafel vir my te dek nie. Manne, ons raak moeg. Luister mooi. Want ons probeer tafels dek en ons tafel op 'n manier laat lyk terwyl daar klaar 'n tafel vir jou gedek is. As God nie vir jou gesê het om die besigheid te begin nie, wat mors jy jou tyd? As God nie vir jou gesê het om iets te doen nie, hoekom mors ons tyd? En dan kom ons terug na dieselfde plek en sê, Here, maar nou is ek moeg, want niks werk uit nie. Maar as ons die Here gehad het as ons herder en gesê het, Here, as U my lei, want U is reeds daar, dan hoef ek nie terug te gaan en te probeer regmaak van die agterkant af vorentoe nie, maar ek kan van hier af vorentoe loop. Ek hoef nie te vra, Here, seën my nie. Ek weet wat ek nou doen gaan geseënd wees, want die Here het my gelei om dit te doen. Hoekom bid ons baie keer, Here, seën my? Ek sê nie dis verkeerd om te bid, Here, seën my nie, en ek dink ons gaan vanaand bietjie oor dit praat en net dit meer unpack soos wat die Engels sou sê. Maar ons vra die Here baie keer, seën my, hoekom? Want ons het goed aangepak, wat swaar is, ons is moeg en ons is oorlaai, en nou vra ons die Here moet iets seën wat ons self aangepak het, in plaas van om net die Here as ons herder te gehad het, wat beteken dat as hy ons gelei het, sê ek, alles is altyd maklik as die Here ons lei, manne, dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie dat as die Here vir jou gesê het om iets te doen, ek sê dis ja en amen, ek sê nie dis maklik nie. Die Bybel sê, His promises are yes and amen. Dit beteken dat dit gedoen is. Dit beteken nie noodwendig dat dit maklik is nie. Maar ergens moet ons by die plek uitkom om te sê, Here, as U ons lei, dan sê die Bybel, in die regte paaie, tot eer van sy naam. Ons word rondgelei deur ons tekorte, tot eer van ons naam. Ek weet nie of julle, en ek praat met myself. Ek praat nie met julle nie. As die skoen pas, trek dit aan. Ek praat met myself. Reg? In plaas van dat ons na die herder toe gaan, wat ons lei op die regte paaie tot eer van sy naam, luister ons na die tekorte wat in ons lewe is, wat ons lei op die verkeerde paaie tot eer van ons eie naam. Want hoekom wil jy hierdie tafel moet anders lyk? Jy wil hierdie tafel moet anders lyk, want hy moet meer lyk soos iemand anders se tafel. My besigheid moet dieselfde tipe geld maak as 'n ander tipe besigheid. Ek moet lyk soos iemand, ek moet ryk soos iemand, en die samelewing moet ek inpas op 'n sekere manier, want dis my prentjie van myself. Maar kan ek jou sê, God het reeds 'n tafel vir jou gedek. En ons gaan rus, vrede en krag kry, as ons sê, Here, ons wil nie hê wat ons wil hê as manne nie. Ons wil hê wat U vir ons wil hê.
As daai tafel gedek is, Here, dan sal ek kom en alles geniet op my tafel en ek sal eienaarskap vat van my tafel in plaas van om te huil wat ek gedink het op daai tafel moes gewees het wat nou nie daar is nie. Ons huil, manne, oor goed wat ons nie het nie, maar ons besef nie wat op ons tafel nie. Ons hardloop onsself moeg om goed te kry wat ons nooit moes gehad het nie, maar ons geniet nie eers wat ons het nie. Ek weet nie of hoor julle wat ek sê nie. Ons verloor ons vrede oor goed wat God nooit noodwendig vir ons beloof het nie. Maar ons sit al ons krag en ons effort daarin sodat mense iets van ons moet dink. Wanneer God sê wat mense gedink het maak niks saak nie. Wat ek oor jou beplan het, was vasgelê by die grondlegging van die aarde. Voor jy gebore was jou tafel vir jou gedek. En dis nie net enige tafel nie, dis 'n feesmaal. En jy's nie net 'n gas nie, maar jy's 'n eregas, sê die Bybel. Maar ons ruil dit. En soos wat die Bybel sê, ons is nou nie meer slawe nie, ons is seuns. Ruil ons titel van seuns vir slawe. Dis hoekom ons moeg is, dis hoekom ons oorlaai is. Praat met myself, ek kry hoendervleis. Ons ruil ons posisie wat Jesus voor gesterf het, van seun af terug na slaaf toe. Want ons word gedryf deur tekort, of wat die wêreld vir ons sê ons kort, wanneer Dawid iets verstaan het en gesê het, Here, ek kort niks as U my herder is nie. En al sou ek honger wees, is U nog steeds my alles. Wat beteken ek het nog steeds meer as genoeg, al het ek niks, van alles wat ek nodig het is in U. Moeder Teresa het iets gesê, sy het gesê, sy het gesê, you will never know that Jesus is all you need until He's all you have. Dit is maklik om te sê, Jesus is al wat ons nodig het, maar ons hardloop agter al die goed aan wat ons noem as 'n tekort. Here, as hierdie bakkie klaar betaal is, dan soek ek graag weer 'n nuwe bakkie. En as die huis klaar betaal is, of halfpad klaar betaal is, of as ons hier kom of daar kom, dan wil ons sekere goed doen. En ek sê nie hierdie goed's verkeerd nie, manne. Ek sê net, daar sekere goed wat ons in ons koppe het, as tekorte, of as iets wat nodig sou wees, en ons sit nie die nodige emphasis op die feit dat Jesus alles vir ons is nie. Want Dawid het gesê, hy sê dit gaan oor wat jy het, dit gaan oor wie jy het. Dis dieselfde boodskap in heeltemal 'n ander scenario. Die Here is my herder en terwyl hy my herder is, gaan ek niks kort nie. Hy gaan sorg vir my rus, hy sal sorg vir my vrede, hy sal sorg dat ek 'n man is met bols, wat nie geknip is nie, maar wat in krag kan staan. Want ek hoef nie te wonder oor wat ek nie het nie, ek gaan vir hom dankie sê vir wat ek het. En wanneer ek hom dankie sê vir wat ek het en aan my tafel gaan sit, sonder om te wonder oor wat aan 'n ander man se tafel aangaan, dan kan ek wees wie ek moet wees. Want by daai tafel waarna toe hy jou roep, is als en meer. Luister manne, daar is soveel goed op jou tafel dat jy gaan meer leeftye nodig hê om te kan exhaust wat die Here net op jou tafel gesit het. Amen. Hoekom mors ons tyd oor ander manne se goed? Ander manne se beloftes. Here, maar wanneer is dit nou my beurt? Ons almal het ons beurt en dit is so. Maar fokus jy op die goed of fokus jy aan die tafel? Want daai tafel is voorberei, luister mooi, luister wat sê, hy sê, U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. Dis baie keer ons teestanders wat ons wil sê wat ons kort, is dit nie? En hulle sê dit nie noodwendig vir jou nie, maar sonder om iets te sê, sê hulle dit vir jou. Maak dit sin? Dis bloot op wat jy sien. En die duiwel begin krap en sê, ja, maar jy is nie goed genoeg nie. Hy het iets wat jy nie het nie. Sê, ja, duiwel, hy het iets wat ek nie het nie, want ek moet dit nie hê nie. Ek moet hê wat ek moet hê, en alles wat ek moet hê is in die goeie herde. En al is ek dan die een wat verdwaal het, sal daai goeie herder die een wees wat die 99 los en my kom haal, maar hy bly my goeie herder, en terwyl hy my herder is, sal ek niks kort kom nie. Amen. Ek is nie die een wat verantwoordelik is vir my rus nie, ek is nie die een wat verantwoordelik is vir my vrede nie, ek is nie die een wat verantwoordelik is vir my krag nie, my herder is. Amen. En wanneer ek my oë op my herder kan hou en verstaan dat hy my op die regte pad sal lei, moet ek weet dit sal tot eer van sy naam wees. Want hierdie feesmaal gaan nie praat van hoe goed ek is nie. Dit gaan praat van hoe goed die Here vir my is.
dat hy my verstaan het en alles in my gesit het, toe hy jou in die moederskoot aan mekaar geweef het, om David van dit gepraat, het hy alles reeds in jou gesit wat jy nodig het vir nou. Ons hardloop om goed te gaan kry, om iets te word wat ons nie is nie, terwyl ons net moet wees wie God ons reeds gemaak het om te wees. Maar die lieg van die duiwel wat sê, jy kort, jy skiet te kort, jy gaan dit nooit maak nie, jy lyk nie soos hulle nie. Praat harder, as ons besluit as manne om net te sê, die Here is my herder, ek kom niks kort. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy sê in vers 5, hy sê, U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. Dieselfde ouens wat die duiwel partykeer gebruik om vir jou te sê, jy gaan dit nooit maak nie. Luister mooi wat ek vir jou sê. Dis daai ouens wat gaan moet nader staan om te kyk hoe jy jou feesmaal geniet. Maar hulle kan net sien dat jy jou feesmaal geniet as jy die besluit geneem het om by die tafel te gaan sit. Ek sê nie daarmee God gaan iets doen om ander mense te spyt nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, alles wat die heeltyd vir jou skree dat jy nie goed genoeg is nie, gaan ergens moet erken dat dit wat God vir jou gedoen het meer as goed genoeg was. Hoor julle wat ek sê? Dit wat God reeds vir jou gedoen het, is meer as genoeg vir jou om te doen wat God vir jou gesê het om te doen. En elke ding wat jou wil oortuig van enigiets anders as dit, sal die knie moet buig by daai tafel, maar jy as man moet die besluit maak. Here, ek sal by daai tafel gaan sit, ek sal ophou om te hardloop. Ek hoor in my hart, ouens hardloop. Ons hardloop om iets te wees, om iets te word, wanneer God ons net geroep het om te wees. Om iets te hê, as God gesê het, al wat jy nodig het was, ek. Ons besef nie dat hy alles wat ons nodig het nie, want ons wil heeltyd Jesus en. Jesus en. Ja, Jesus is belangrik, maar Jesus en. 'n vriend van my het altyd gesê, toe hy sy vrou ontmoet het, het hy gesê, hy het altyd gebid, en hy gesê, Here, U kan vir my enige vrou stuur, solank haar naam Melanie is. En baie van ons bid so, en ons word gedryf deur dit wat ons dink ons kort, maar ons verstaan nie wat God reeds vir ons in plek gesit het nie. Maar jy kan nie loop met dit wat God vir jou in plek gesit het, en dit wat jy self najaag nie. Ergens moet jy kan sê, Here, U is my herder. Ek kies om U te volg. Gaan dit altyd sin maak, mense? As God met ons praat, maak dit nie gewoonlik altyd sin nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Ek sê nie die Bybel maak nie sin nie. Ek sê nie God praat nonsens nie. Ek sê God verwag baie keer goed van ons wat blindelingse gehoorsaamheid vereis. Hy vra dit net vir jou want hy weet hoe dit lyk van die ander kant af. Want hy's reeds daar. En dit is sy uitnodiging aan jou om te sê, ek weet wat is op hierdie tafel. As jy weet wat ek weet, sou jy nie meer gehardloop het. Sou jy nie meer jou vrede verloor het oor daai kontrak wat jy in elk geval nie moes gehad het nie. Sal jy nie meer jou rus verloor oor daai mense wat agter jou rug gepraat het en jy niks aan kan verander nie. Sou jy nie meer kragteloos rondgeloop het en gewonder het hoe jy dit moet doen nie, maar weet dat ek die man in jou sal laat opstaan as jy besef wie ek in jou lewe is. My plan vir jou is rus, vrede en krag. Nie as gevolg van wie jy is nie, maar as gevolg van wie ek vir jou is. Ek is klaar by die tafel en ek nooi jou uit. Ek weet wat sê. Moenie nog tyd, mense, as ons nie genoeg tyd in 'n leeftyd het om te doen wat God vir ons gevra het om te doen, hoekom mors ons nog tyd? As 10 en 100 leeftye nie genoeg is om daai tafel te kan geniet nie, hoekom mors ons dan nog 'n dag om nie uit te kom by dit wat God vir ons gesê het om te doen? Dis tyd vir ons om daai besluit te maak en te sê, Here, U is my herder. En ek kom niks kort nie. Hy sê, U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid en goedheid. Baie van julle voel dat julle nie eens genooi is na die tafel toe. Ek kry hierdie prentjie in my kop. Jy weet, as jou kind vir jou iets vra en jy sê nee, en dan sê hy, okay, toe maar pak, sal dit self doen.
Miskien is dit jou vrou. My vrou het in 'n manier baie hard groot geword met ouers wat vinnig geskei is. Toe ons getrou het, en ek sê vir hom, my liefie, ons gaan hierdie kant toe. Dan sê sy, okay, dis fyn, maar wat van hierdie? Dis nie meer daar nie. Maar ek sê net, ons begin ons eie planne maak, mense, en ons luister nie net na wat God sê nie, want ons vertrou nie dat daar vir ons ook 'n tafel is nie. Daar's 'n tafel vir jou, wat jou naam op het, wat getailor-make is vir jou. Moenie settle op 'n ander man se tafel nie. Moenie gevind word om jouself te probeer inwangle by dit wat iemand anders is nie, want dit wat jou eie is al klaar te veel vir jou. Maak die besluit om te sê, Here, ek is tevrede, ek gaan nie my eie planne maak nie. As U dit nie doen nie, sal dit nie gebeur nie. U is my herder. U gaan my rus gee, vrede gee, krag gee. Dis of U of niks. Manne, dis my challenge vir julle vandag. En die volgende sessie gaan net uitvloei van hierdie en af. Want al wat ek hoor die Here sê is, die tafel is vir jou gedek. En alles wat jy voor kan bid, die goed wat jy, baie keer as manne, ons voel goed, en ons wil dit selfs bid, maar ons weet nie eens wat die woorde is vir dit nie. Het julle dit al gevoel? Jy voel dit, jy weet dat jy moet bid, en jy weet dat maar jy het nie eens die woorde vir dit nie. God sê, daai goed wat jy nie eers kan oorbid nie. Die Engels sê, dit wat jy nie kan articulate nie, dit wat jy nie kan uitspreek nie, daai goed is, manne, is die goed wat op die tafel is, en dit wag vir jou. En miskien gaan jy eers woorde vir dit kry as jy by die tafel kom, maar die tafel kom nie sonder die herder nie. Baie van ons manne wil tafel sê sonder die herder. Werk nie. As ons die herder soek met alles, rus, vrede, en 'n tafel wat vir jou voorberei is met jou naam, wat niemand van jou af kan wegvat nie, ouens. Daai ding wat jy voorveg wat nie joune is nie. As 'n mens dit vir jou gegee het, kan 'n mens dit wegvat. Maar as dit van God afkom, maak nie saak wie probeer om hulle self te probeer indruk by jou tafel nie, gaan dit nie reg kry nie, want joune is joune. Maar dit begin by die herder. Ek wil julle vanoggend uitdaag, en ek wil net met julle bid, en weet julle wat, ek wil vir myself bid. Want dis onmoontlik om die woord te praat sonder dat die woord met jou praat. En die woord praat met my vanoggend. Ek wil saam met julle bid, sodat ons hierdie fokus kan sê, Here, ons fokus is op die herder. Here, ons soek niks anders as U nie. Ons het na hierdie mannekamp toe gekom, nie vir oplossings op dit wat ons al miskien klaar begin het in ons eie krag nie, in ons eie werke van die vlees, soos wat om Dawid dit so stel. Maar Here, ons wil terugkom by die herder. Gee vir ons leiding, gee vir ons rigting en gee ons daai bols. Sê Here, ons sal U volg. Dit maak nie sin nie. Dit hoef nie sin te maak as die Here praat nie. Luister, as dit altyd sin maak wat God vir jou sê, sou jy God gewees het. Jy is nie. God soek by ons 'n blindelingse volg. Dis sê, Here, as U dit sê, laat dit so wees. Here, as U dit beloof het, dan glo ek my tafel is vir my gedek. En Here, ek sien uit om saam met U daai feesmaal te hê. Ek sê eregas. Ek's nie genooi nie. Ek het 'n ander briefie gekry as die ander manne. Ek sê eregas. Ek sê eregas. En dit wat heeltyd in my oor kom, nag en neel en huil het, en vir my kom sê, ek's nie goed genoeg nie, daai goed sal moet staan. En moet toe kyk hoe ek 'n feesmaal is. En in die middel van daai feesmaal sal hulle knie moet buig om te erken dat dit wat God beloof het, dit wat die herder beloof het, hy volbring het in die tafel wat hy vir jou gedek het. Ek sê ek het groot kompetisie hierso. Al was net gefokus. Jy sê. Terugkom na die herder toe, ouens. Ons lees hierdie vers. Meeste van die kere, dan sal mens hierdie vers gebruik om partykeer te voel jy wil uit die heup uitskiet. Maar toe God vir my hierdie gedeelte wys, sê ek, ouens, hierdie was die eerste vers wat ek uit die Bybel uit gememoriseer het, of wat ek geleer het as kind, Psalm 23. Maar toe hierdie vir my oopgaan, sê ek, Here, U het vir my 'n tafel
En ek as man sal met niks minder tevrede wees as u tafel wat vir my voorberei is. En ek wat 'n eregas is, want ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is nou 'n seun. En omdat ek 'n seun is ek nou daai mede-erfgenaam. En omdat ek nou mede-erfgenaam is, hoef ek nie skaam te voel om te dink, is ek reg gedres om by die tafel te kom sit nie. Alles wat ek nodig het ek. Ek is 'n seun. En niemand anders kan my stoel vat behalwe ek nie, maar ek gaan nie meer my tyd mors om te probeer sit aan die tafel waar ek nie genooi is nie. Nie welkom is nie, want ek dink dat ek nie welkom is by die tafel wat vir my gedek is nie. Ek wil net saam met julle bid, en as julle saam met my wil bid en sê, ek wil weer my fokus regstel. Ek wil weer die herder maak. Ek wil weer dat Jesus vir my daai rigting gee. En ouens, ek wil so ver gaan om te sê, ek bid vir myself voordat ek vir jou bid. Sê Here, tekort gaan nie meer harder praat in my lewe as die stem van die herder nie. Die Bybel sê, my skape ken my stem. Tekort gaan nie meer harder in my lewe praat as die stem van die goeie herder. En my om die boslei laat rondloop vir goed wat ek hoef te werk vir dit wat alreeds verniet vir my gegee is. Dis myne. Gerus, vrede en krag hê in my lewe. En ek sal aan daai tafel sit en in die huis van die Here bly. Die Bybel sê tot in lengte van dae. As dit jy is, ek wil net hê jy moet ons sê ons moet 'n aksie maak. As dit jy is, ek wil nie saam met my staan nie en as ek jou uitdaag en sê ek staan eerste. Maar dis my besluit ouens om aan daai tafel te sit, die tafel van die Here wat vir my gedek is. En ek gaan nie sleg voel om dit te geniet omdat jy daar staan nie. Ek gaan dit geniet, maar geniet jou tafel. Wees wie God jou gemaak het om te wees, sonder verskoning. Geniet dit en wees dit. Nie word dit nie, wees dit. Want alles wat jy nodig het, is reeds vir jou gegee. Jy en jou moederskoot aan mekaar geweef is. As dit jy is, staan dit saam met my, ek wil vir jou bid. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons net in u teenwoordigheid kan wees, Here. En wat ons net ons fokus weer opnuut op die goeie herder wil sit. En Here, dankie vir die prys wat u betaal het. Here, dankie vir daai reversal wat plaasgevind het, dat ons van duisternis kon kom na lig toe, Here, waar ons kon kom van slawe na seuns toe, Here. En ons wil daai posisie van seun vir niks verruil nie, Here. Wanneer u praat, dan wil ons luister. Wat u sê, dit sal ons doen, Here. Maar ons vra, Here, dat u ons sal lei op die regte pad tot eer van u naam. Geen tekort, geen ander stem of die stem van die duiwel of selfs die stem van ons verlede, van dit wat ons nie gehad het nie of ons minderwaardigheid wat met ons praat, sal ons oortuig dat daar nie 'n tafel is vir ons nie. Voordat u ons in ons moederskoot aan mekaar geweef het, Here, het u klaar daai tafel vir ons gedek. En elkeen van hierdie manne, ons het nou gepraat van 'n paspoort, maar elkeen van hierdie manne het 'n uitnodiging, 'n eregas uitnodiging met hulle naam op, met 'n tafel wat net vir hulle gedek is. En ander manne kan miskien aan van dit probeer eet en sê, maar dis bitter. Here, maar vir ons sal ons tafel soet wees. Vir ons sal ons tafel meer as genoeg wees. Vir ons, Here, dit wat u vir ons voorberei het, kies ons om te geniet, om te aanvaar en alles te gee met dit wat u op ons tafel gesit het, Here. Maak ons blind vir dit wat ons nie het nie, in die lig van die feit dat ons u het, die herder. Maak ons blind vir enigiets anders behalwe u teenwoordigheid in ons lewe, Here. En help ons om u na te volg, u stem te ken, die goeie herder. Here, u leiding te aanvaar tot by daai plek van rus, van vrede, van krag aan die tafel van die Here tot in lengte van dae. Dis my gebed vanoggend, Here, vir elkeen van my vriende hier en vir myself in Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie.